Weereens baie welkom en baie dankie dat jy ingeskakel het by hierdie aanbieding. Nou in vandag se video gaan ons gesels oor die sogenaamde 3 dae van duisternis. Nou iemand het my gevra asseblief gaan doen 'n video daaroor. Daar's soveel verwarring, daar's soveel misleiding en dit skep baie verwarring by baie gelowiges. Nou ons moet gaan kyk of dit 'n waarheid is of 'n mite. En wat sê die skrif daarvan? Praat die woord van die Here enigstens van die 3 dae van duisternis wat gaan kom in die toekoms? En ons moet gaan kyk wat die skrifte sê in konteks. Nou ek wil nie die wegraping vergeet nie, want hierdie mense wat oor hierdie 3 dae van duisternis praat, noem die wegraping baie duidelik. Sommige glo dit gaan voor die pre-trib rapture plaas, van die wat glo in 'n pre-trib rapture. En ander glo dit gaan weer na die wegraping, die pre-trib rapture, gebeur. Ons moet gaan kyk wat die woord van die Here leer. Ek gaan vir 'n paar videoklips speel en ons gaan alles beoordeel in die lig van die skrif. So kom ons gaan kyk daarna. Nou die belangrike vraag is, wat is die oorsprong van hierdie konsep? Jy moenie elke ding glo nie, die woord van die Here is duidelik. Moenie elke gees glo nie, maar toets hulle. Ons moet altyd die geeste toets, of het uit die Here is, of nie van die Here is nie. Nou, die oorsprong van hierdie gedagte, die 3 dae van duisternis, kom van 'n private katholieke profesie, wat 'n dreigende, bonatuurlike 3 dae en 3 nagte lange plaag van duisternis wat die aarde as 'n goddelike oordeel bedek, wat voorspel was deur die 19de eeuse mystici, die heilige Anna Maria Taigi. Nou, sy het geleef in 1769 tot 1837. Dit is baie interessant dat al die dwalinge gewoonlik hier in die 18de, die 19de eeu, die 1800s na vore gekom het, en daar is baie van sulke dwalinge. Maar dis wat hierdie mense glo. Ek gaan nou vir die videoklip speel, waar iemand juis 'n Roomse katholieke priester reeds praat oor hierdie vrou. Maar kom ons gaan kyk wat is die gevolge en die oordeele tydens hierdie 3 dae van duisternis. Nou, die oordeel en die gevolge van hierdie profesie: during the 3 days of darkness, all demons will be released to earth, unleashing pestilence and appearing in terrifying forms to terrorize those outside. Nou, dis die mense wat buite hulle huise is. Jy gaan nou dit sien. The prophecy state that the air will be infected and demons will cause terror. Nou, dis klaar 'n rooi vlaggie. God gaan nooit in die eerste, voor die wraakoordele wat na die 6de seël plaasvind, hierdie tipe van oordele bring oor die aarde nie. Dit is nie in die skrif nie, dit staan nie in die Bybel nie, maar hier mense glo dit. Nou, die profesie dring daarop aan dat slegs geseënde kerse, byewaaskerse, niks anders nie, die duisternis sal verlig, terwyl die lig gevul sal wees met pes, wat diegene gaan doodmaak. Nou, almal wat buitekant toe uitkyk of hulle huise verlaat, die staan gevaar om te sterf of onder hierdie pyniging van die demone of die oordeel of die wat ook al te kom, en dan is jy natuurlik, het jy geen beskerming nie. Nou, waar kom die byewaskers vandaan? Nou, die katholieke glo, hierdie vrou spesifiek, sê natuurlik dat dit alles te doen as die vlees van Christus. Hulle sien dit as die liggaam of die vlees van die Here, en absoluut skokkend en onskriftuurlik. Nou ja, kom ons gaan luister na daardie beloofde videoklip van die Rooms-Katholieke priester, waar hy natuurlik verwys na hierdie vrou wat hierdie profesie gebring het. Kom ons gaan luister wat hy sê. Blessed Elizabeth Kanori Mora. I've talked a lot about her. She talked about chastisements when the sky was covered with clouds so dense that it was impossible to look at it. And she said demons will drag away the wicked, while Saints Peter and Paul, who we just celebrated, will gather up all good Catholics. And so her writings were given approval. You know, another one is a Blessed Anna Maria Taigi. And she said that there would come over the earth in a darkness lasting 3 days and 3 nights. And she said nothing will be visible, and the air will smell of death. And during the darkness, artificial light won't work.
no flashlight, only blessed candles can be lighted, and they will light. And she said, don't open the window, don't look outside, don't leave your house, because you'll fall dead. Now, the church does not teach this is dogmatic or that you have to believe this. It's just something that I think is worth looking at. Nou ja, jy kan duidelik sien dat hierdie is 'n katholieke konsep. Ek hoop jy het gehoor wat hy sê toe hy sê die slegte mense sal weggevat word, maar die goeie katholieke mense, hulle sal opgeneem word. Nou, dit is absoluut skokkend en hierdie is nie 'n Bybelse konsep nie. Jy kan dadelik sommer hierbo sien ook die katholieke figuur en hulle het baie snaakse idees oor hierdie goed. Nou, dit is belangrik dat ons sal gaan kyk wat die woord van die Here oor hierdie goed leer. As die woord van die Here swyg oor sulke goed, dan swyg ons almal. Jy kan nie sulke goed leer of sulke goed glo nie, maar hierdie mense is absoluut adamant in die konsep van hierdie 3 dae en 3 dae van duisternis wat nie uit die skrif voorkom nie. Nou kom ons gaan kyk wat sê 'n protestante gelowige, Mike, sy naam is Mike, We Are The Saints, dit is sy YouTube kanaal naam, en hy het 'n boodskap van die Here ontvang en hy het dit op papier vasgepen en kom ons gaan luister wat het Jesus hom gesê oor die 3 dae van duisternis. My children, the 3 days of darkness is coming. Warn your families and to stay inside. As in the days in Egypt, so it will be in your day. A great darkness that can be felt. Hear me, my children. Lock your doors and your windows. Do not go outside for any reason. Cover your windows so no one can look out. If you do look out, you will see horrible things. The only light will be in the homes of my believers, my children, my believers, and my children, and you have been protected by the blood of the Lamb. My angels have been stationed outside your homes to protect you. Do not open a door or a window, even if you hear voices of loved ones. They will be screaming and knocking on your door, but they are demons, disguised in their voices as your loved ones. My children, the darkness will be so thick that no one will be able to walk or drive. No one will be coming to you. Store food and water. Bring your families to your home, especially non-believers. Your home will be safe while the forces of darkness devour the earth. Again, my beloved, do not open or allow anyone in your home to open a door or window. My supernatural light will be in your homes, and I myself will visit each and every one of you and comfort you. I will speak to my children, and to those who don't believe. This will be my last warning before I come back. Nou ja, dis baie duidelik. Hierdie man, Mike, We Are The Saints, het dit gaan afkopie by daardie vrou, daardie Rooms-Katholieke vrou, want dieselfde goed wat hulle sê gaan gebeur, die vertoon Jesus nou ook vir hom. Maar is baie interessant dat baie mense nie verstaan wat die woord van die Here leer nie. Ons moet altyd onthou, wanneer ons iets uit die Bybel lees en ons maak 'n leerstelling daarvan, moet ons altyd skrif met skrif van vergelyk. En hier word dit genoem dat net soos in die dae van Egipte, sal daar 3 dae van duisternis kom. En weet jy, nie iets wat hy hier gesê het, rym met dit wat gebeur het in Egipte land nie. Dis alles teenstrydig. Maar kom ons gaan kyk wat hy sê, daar gaan 3 dae van duisternis wees, soos in die dae van Egipte, maar hier word geen tydsbepaling of skrifgedeeltes gegee wat dit kan staaf nie. En dit is vir my 'n rooi vlag. Wat die woord van die Here nie leer nie, kan ek en jy nie leer nie. Die woord van God is die enigste fondasie van waarheid. En as die woord swyg oor hierdie goed, dan moet ons ook swyg. Maar hierdie man praat ook natuurlik van dit wat gaan gebeur. Julle huise, julle deure en vensters moet gesluit wees. Moenie uitkyk nie. Presies wat hierdie Romeinse vrou gesê het. En jy gaan dit later sien in die volgende video van 'n vrou
wat juist praat oor hierdie goed, dat sy presies dieselfde goed sê. Daar sal lig wees in julle huise, bonatuurlike lig, wat nou weer teenstrydig is wat die Roomse vrou gesê het, daar gaan baie was skerse wees. Nou sê hy, demone sal werksaam wees buite, en dan moet julle met kos en water opgaar, stoor dit op. Nou, as daar nie 'n bepaling is wanneer dit gaan gebeur nie, want hier sê hy aan die einde van die video, dit sal gebeur voor ek gaan terugkom. Nou, en iemand onthou, hierdie man is 'n pre-trib rapture voorstander. Met ander woorde, dit gaan gebeur voor die wegraping, voor hy gaan terugkom. Nou, of hy nou bedoel, dit gaan plaasvind voor die wederkoms, wat hulle glo as die wederkoms in die wegraping word geskei met 7 jaar, dit daar gaan plaasvind, die weet ons nie. Maar hy sê ook dat die ongelowiges sal met binne in julle huise wees. Nou, hoe gaan die bloed van Christus die ongelowige beskerm? Dis teenstrydig wat in Egipteland gebeur het, want die Israeliete was beskerm, maar die Egiptenare nie. Nou, kom ons gaan kyk na die konsep wat bespreek word, hierdie gedagte van die 3 dae van duisternis in die woord van die Here. Kom ons gaan kyk. Nou, hierdie is die 3 dae van duisternis in Egipte, dis die 9de plaag, en ons lees dit in Exodus 10 vers 22 tot 23. Toe Moses sy hand uitsteek na die hemel, kom daar 'n dik duisternis in die hele Egipteland, 3 dae lank. Die een het die ander nie gesien nie, en niemand het van sy plek opgestaan nie. 3 dae lank, maar al die kinders van Israel het lig in hulle woonplekke gehad. Nou, dit is so, hierdie ding het plaasgevind, maar daar is 'n enige skrifgedeelte daarna, wat wys dat dit toekomstig weer gaan gebeur. Maar ons sal later by die gedagte kom van die duisternis wat gaan kom oor die aarde voor die oordeel van die Here, want onthou, Openbaring 6 praat juis van die son wat swart word, die maan soos bloed, en daar gaan absoluut duisternis wees. Maar is dit werklik dieselfde konsep van die 3 dae van duisternis wat hierdie mense voorhou? Ek dink nie so nie, maar kom ons gaan luister na hierdie dame. Sy het ook 'n boodskap direk van die Here gekry, sy het 'n gesprek met die Here gehad, en sy het dit gaan neerpen op papier, en sy ter inleiding, kom ons gaan kyk wat sê sy daaroor. This era of mankind's journey on earth is quickly coming to a close as I change and rearrange all things. This earth will soon enter a time of severe global darkness. People will understand as I, the Almighty God, draw the curtain of black up on the planet. Those people of mine who have heard of this word will understand. I will grab the sudden attention of mankind as all the technology comes to a sudden incapacitating ability to function. All will be silent and mankind will be thrown into sudden disarray. They will panic as confusion sets in. Many people will lose rational thinking as the curtain of gross darkness covers the earth. I, the Lord God, must do this to literally grab the attention of all the citizens of earth. My people, those who know Jesus Christ as their Lord and Savior, will be shaken far less than the sinner. Nou ja, ek lees nêrens in die woord van die Here dat hierdie gebeurtenis gaan plaasvind nie. Ek lees dit nêrens nie. Ons gaan later gesels oor die 6de seël en wat daar gaan plaasvind. Maar dit is duidelik dat sy ook 'n direkte woord van die Here ontvang het. Sy het dit op papier gaan neerpen en sy sê, algehele duisternis kom oor die aarde. Gelowiges sal dit verstaan. Daar's geen skrifte daarvoor nie. So hoe gaan 'n gelowige dit verstaan as die woord dit nie duidelik leer nie? As ons weet, daar gaan 'n wederkoms plaasvind, dit staan in die skrifte, en dan verstaan ons dit ook. Maar hoe gaan jy iets verstaan wat nie in die woord van die Here voorkom nie? Tensy dit 'n nuwe openbaring is natuurlik. En daar is nie nuwe openbarings nie. Sy sê paniek kom oor die aarde en God gaan dit doen om die wêreldse bewoners se aandag te kry. Nou wonder ek of die Here sukkel om die aarde se bewoners
se aandag te kry die laaste 2000 jaar. Ek dink nie so nie. Hierdie is rooi vlaggies, hierdie is goed wat nie gaan gebeur nie, maar hierdie mense lees hierdie konsep, hulle gaan kopie dit af van mense soos daai vrou, in daai Rooms-Katholieke vrou, wat natuurlik gesê dit gaan gebeur in die 1800s. Dit gaan nie gebeur nie, maar ons gaan later wel gesels oor wat gaan gebeur. Ons gaan luister na die volgende videoklip, en dan praat sy hier oor die gevolge wat in daardie 3 dae gaan plaasvind. En dis absoluut onskriptuurlik. Jy moet hoor wat sy al sê, en jy sal sien dit kom nie in die skrif voor nie. Kom ons gaan luister. Getting on with the word of the Spirit of God. As you enter your home, I admonish you to cover your windows and do not look out at all. Period. Don't look out at all. Lock your doors and do not open them to anyone. Why, you ask? My beloved children, I will tell you why. It's during this time I will allow hordes of demons to roam the entire earth. People from all nationalities will be aware of this, and many will die from fear and demonic torment or attack. Also, the seas will roar, and great will be the changes that torment sinful mankind. For my beloved children, those in their homes during this time, if you obey my instructions, I will send legions of my holy angels to protect you. Do not fear. Nou ja, sy sê sluit die deure en die vensters. Nou hoekom? Hoekom moet jy jou deure en vensters toesluit? Want God gaan demone toelaat oor die hele aarde om die aarde te besoek met pla en pyniging. Staan dit in die woord van die Here? En dit nogal, jy gaan later hoor voor die 7 jaar periode. Gelowiges wat gehoorsaam is aan die instruksies wat hy gaan gee oor daardie 3 dae, sal beskerm word. Nou ek wil net vir jy dadelik sê, die demone gaan nie opereer. Hulle opereer tans al vir 2000 jaar, ons oorlog is teen hulle nie teen bloed en vlees nie. En ons het reeds 'n stryd met hulle. Maar hierdie mense glo dat die demone letterlik mense gaan torment, hulle gaan pynig. Dit kom nie in die woord van God voor nie, dis 'n konsep wat kom van daardie vrou af, en baie mense is besig om hierdie nonsens te glo, en absoluut vasthou aan mites wat nie uit die woord van God voortspruit nie. Nou, God se oordeele sal kom na die groot verdrukking, na die 6de seël. Ek gaan nou daaroor gesels, maar dit is belangrik dat ons verstaan dat geen oordeele die wêreld gaan tref voordat die 6de seël oopgemaak het nie. Daar is nie en dis baie mense wat glo dat die seëls, die eerste 4 seëls is God se oordeele. Nee, dit is nie God se oordeele nie. Dis die tyd van benoudheid, dis die tyd van die begin van smarte. Maar na die 6de seël sal die Here, nadat hy sy kerk weghaal pad so uit die gevaar van die wraak van God, dan sal al hierdie goed die aarde tref, nie nou nie. Maar kom ons gaan luister na 'n volgende videoklip, want sy dan ook glo, dit gaan plaasvind voor die 7 jaar periode, en luister na 'n gesprek en jy sal dit dadelik aflei. Also, the Lord revealed to me something about the mark of the beast, something about the fact that after this 3 days of darkness, the earth is going to come back into light, and things will never be the same. That's true, but it's not quite the end. There's another, maybe between 3.5 and 7 years to go before Christ literally returns from heaven and sets up his kingdom on earth and begins his 1000-year rule. Nou ja, daar is dit baie duidelik. Die Here het iets oor die merk van die dier vertel, wat natuurlik na hierdie 3 dae van duisternis geïmplementeer gaan word, en dan sê sy daar's nog 3,5 tot 7 jaar oor. So na hierdie 3 dae van duisternis sal die lig terugkeer, maar die wêreld sal nie dieselfde wees nie. Dan volg 7 jaar. Kan jy sien, met ander woorde, dis voor die 7 jaar wat hierdie 3 dae en 3 dae duisternis gaan plaasvind, voordat die Here sy koninkryk kom vestig aan die einde van die 7 jaar. So die gevolgtrekking wat ek maak is, hy glo dat dit voor die 7 jaar
die voor die laaste week van Daniël gaan plaasvind. Met ander woorde kan enige tyd van nou af tot met die sogenaamde pre-trib rapture plaasvind, wat nie gaan gebeur nie, maar dis wat hulle glo. En dit is absoluut vir my baie skokkend, hoe hulle dan ook hierdie ding dan beskryf. Nou, kom ons gaan kyk nou na 2 videoklips van hierdie selfde dame. Nou, ek wil net die wegraping hier invoeg en vir u wys dat sy wel glo dat dit gaan plaasvind voor die sogenaamde pre-tribulation rapture. Maar kom ons gaan luister wat sy sê en dan gaan ons daaroor gesels. And people have asked me in the past, well, do you believe in a rapture? And I have said, yes, I sure do. But I don't necessarily believe in a pre-tribulation rapture. Now, what does that mean? I think that right now we're going through a form of tribulation. Just living in the world today, we're in the pressure cooker, and we've gone through, in our lifetimes as Christians, you can look back and you can see you've gone through a lot of tribulation. And when the system gets up and running again, they're the evil people that are going to control the world during the Great Tribulation and the wrath of God. They're going to figure they need a way to mark people, and that's when I believe the Lord is showing me, I might be wrong, this is me now, but I believe this is when the actual marking system will come in. Because remember, there's going to be some lukewarm Christians left behind that are going to be repenting of their sins and maybe having to die for their faith in Jesus Christ. And so anyway, new technology, after the light comes back on, is going to be used to mark the citizens of the world in order to buy and sell. And when the Christians that are left behind that were lukewarm or sinful, they're going to realize by then they can't take the mark of the beast, and they will have to give their heads, literally, give their lives for the cause of Jesus Christ. And then, of course, they will have, praise God, thank you, Jesus, they will have eventually eternal life with us in heaven and then the kingdom of God. Nou ja, hy het duidelik gehoor in die eerste videoklip sê sy glo nie noodwendig aan die pre-trib rapture nie. Maar as jy nou voortgaan na die tweede video toe, dan sien jy dat sy praat van, daar gaan 'n left behind wees, en Christene gaan sterf in die verdrukking van 'n geloof, en so meer. So daar's baie verwarring, hierdie vrou het baie verwarring oor die eindtyd gebeure. Dis net interessant dat die Here het vir haar die direkte boodskap gegee oor die 3 dae van duisternis, maar die Here sê nie vir haar, luister, jy het dit verkeerd oor die eskatologiese tydlyn van die wederkoms, die wegvoering van die kerk en so meer nie. So dis baie interessant dat hierdie mense dikwels nie alles by mekaar het nie en totaal die eindtyd eskatologie nie verstaan nie. Maar dit daar gelaat, ons gaan nou gesels oor 'n vrou met die naam van Christie. Sy hou haar voor as 'n profeet van God en sy praat baie oor die pre-tribulation rapture in haar video's. Maar sy praat in hierdie video ook oor die 3 dae van duisternis en sy glo dit gaan plaasvind na die pre-trib rapture. Maar kom ons gaan luister wat sy sê. Physical darkness lasting 3 days, during which the sun, the moon, and the stars will not shine, and likely there will be no electricity, cannot and will not happen prior to the rapture. Why? Because the bride of Christ is present and the Holy Spirit is here. So in that sense, I do not believe in the 3 days of darkness before the rapture. Nou ja, sy sê, daar is nie 'n 3 dae van duisternis voor die wegraping nie, die pre-trib wegraping natuurlik. Dit kan nie plaasvind nie, want die bruid van Christus is nog hier. Daarom glo sy nie daaraan, dis natuurlik die 3 dae van duisternis nie, voor die pre-trib rapture nie. Dit gaan nie plaasvind nie. Nou dit is absoluut 'n gemaklike leerstelling. Ons gaan mos aan die moeilikheid hê voor die wegraping nie. Dit moet na die pre-trib rapture plaasvind. Sy glo egter dat dit kan gebeur, maar dit gaan beslis nie voor die wegraping wees nie. Nou kom ons gaan luister na haar profetiese boodskap wat sy van die Here ontvang het juis oor hierdie gebeure na die wegraping, die 3 dae of die duisternis, nie noodwendig 3 dae van duisternis, maar dit gaan plaasvind na die wegraping. Kom ons gaan luister.
I shared this prophetic word on November 12, 2024. The Lord declared, I remove my spirit. Darkness will succumb upon them. I will withdraw my spirit and the light will be taken. There will be great darkness, spiritual and physical. Many will die from the terror. Great darkness will come upon the earth. It will be thick without light. Many will succumb to fear. There will be fire coming down from the sky while I remove my bride, my possession. I remove what is mine. In that day of terror, many will succumb to fear and die. I cannot specify how many days the darkness will last after the rapture. Again, after the rapture, not before. But I assure you, you will not want to be here during that time. The bride of Christ will be raptured and there will be chaos. Fire will descend and God's anger and judgment will manifest in the fire. And yes, there will be both physical and spiritual darkness. Nou ja, sy het 'n profetiese woord van die Here ontvang in 2024 en jy kan sommer dadelik aflei uit hierdie profesie dat dit baie onskriftuurlik is. Sy sê dat die Here sy gees sal wegneem by die pre-trib. Dit gaan nooit gebeur nie. God neem nooit sy gees weg nie. Die Heilige Gees gaan nie wees tot aan die volëinding van die wêreld. Sy sê, maar as dit gebeur het, dan sal daar duisternis toesak oor die aarde. Sy kan net nie sê hoe lank het gaan wees nie, maar terwyl die bruid hier is, gaan dit nie gebeur nie. Dan sal daar vuur uit die hemel val. Nou, dit is absoluut iets wat nooit gaan gebeur by 'n sogenaamde pre-tribulation rapture nie. Hierdie mense dwaal met die skrifte, dis 'n gemaklike evangelie. Solank ons hier is, gaan ons veilig wees. Of terwyl ons nog hier is, en dan gaan die oordeele nie kom nie, maar as die wegraping plaasvind, dan sal gelowiges veilig weggevat word, om nie deur vervolging en al hierdie dinge deur te gaan nie. Dis absoluut 'n valse evangelie wat hierdie mense bring. Nou ja, soos hy sê ook, sy weet hoe lank dit gaan wees, die duisternis nie, maar dit het wel gaan plaasvind. Daar 'n darkness gaan toesak oor die aarde, 'n duisternis, en die Here het dit vir haar gesê. Absoluut onskriftuurlik. Nou goed, kom ons gaan kyk vandag wat gebeur voor die oordeele van God. Gaan daar duisternis plaasvind, was daar gevalle gewees wat dit al plaasgevind het, en gaan dit wees dat dit weer gaan gebeur, dat daar duisternis gaan wees oor die aarde. Nie 3 dae van duisternis nie. Ek praat nie van hierdie konsep, die 3 dae van duisternis nie. Dit is wel so, dat wanneer die oordeele van God val, dan is daar altyd 'n duisternis gewees voor die tyd. Kom ons gaan kyk na die eerste geval, dit is gelees in Egipteland. Dis voordat die laaste plaag gekom het, daar die 9de plaag was aan duisternis gewees. En dan kyk ons na die konsep voor die wraak van God gaan begin. Die son swart, die maan soos bloed, jy lees dit in Openbaring 6 vers 12, Matteus 24 vers 29, baie duidelik, want voordat die Here se wraak gaan begin, by die wederkoms gaan die son swart word, die maan soos bloed, dit gaan 'n tyd van algehele duisternis wees. En dan sal die wraak van God uitgegiet word oor 'n goddelose wêreld. Dit sê nie dit gaan 3 dae lank wees nie, dit staan nêrens in die skrif nie. 'n Ander skrifgedeelte oor die slag van Armageddon, Sagaria 14 vers 7, ek het nou dit uitgelaat dan, maar dit is Sagaria 14:7, sê dat dit sal 'n dag van duisternis wees, 'n enige dag. Dit sal een dag wees en dit sal duisternis wees en teen die aand sal dit lig word. So daar is altyd voor God se oordeele die duisternis, die ding van duisternis. So, maar die 3 dae van duisternis, nee, die woord van die Here praat nie daarvan nie. En dis nie duidelik in die skrif opgeteken, nêrens nie, so dit moet absoluut vermy en verwerp word. Goed, ek gaan afsluit. Die sogenaamde 3 dae van duisternis het geen skriftuurlike gronde nie. Absoluut geen. En daarom as ons as gelowiges behoort altyd in die lig te wandel, gereed en voorbereid vir Jesus Christus se wederkoms.
want by die wederkoms gaan die harpazo plaasvind en dan sal die oordeele van God begin. So die gedagte van 'n 3 dae duisternis het geen gronde in die skrif nie en dus moet ons dit absoluut vermy. Tot 'n volgende keer wanneer ons weer gesels, mag die Here u seën. Totsiens.